ons moet eintlik daai waagmoedigheid hê om iets te kan doen vir hom. En ek wil volgens vir julle hierdie skrifgedeelte lees, Markus 10 vers 13 tot 16. En hulle het die kindertjies na hom toe gebring dat hulle kan aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. As ons as kinders word en die Here in opregtheid dien, dan gaan ons die koninkryk kan ingaan, maar as ons te bang is om iets te doen en nie daai boldness in die gees het wat die Here wil hê ons moet hê nie, gaan ons dit nie maak nie. Ons moet daai opregtheid hê soos 'n kindjie. Ek meen julle almal het gesien vanoggend hoe spring hulle en hoe bly is hulle en partykeer is ons so swaarmoedig en dan loop ons met daai swaar gewig op ons rug. Maar dat ons dit sal afskud en soos 'n kind word in daai vrymoedigheid en blydskap en vrede in ons hê wat die Here wil hê ons moet hê. En wat ek wil vanoggend hierdie gedeelte wat ek bring ek nie vanoggend vir die kinders nie. Dit is nou wel 'n sonnaskooldiens. Maar ek wil vir die ouers sê, julle moet julle kinders na die huis van die Here toe bring. Die wat nou nie meer kinders het nie, sorg dat julle kleinkinders in die kerk kom. Dit is ons verantwoordelikheid. Baie keer dan kom ons, dan besluit ons nie, ons moet nou ons kinders inseën. Dit is 'n soort van amper tradisie. Maar dit kom met 'n verantwoordelikheid. As jou kind inseën en toewy aan die Here, dan moet jy sorg dat daai kind in die kerk kom en jy moet daai kind reg leer. Van kleins af moet jy vir hulle reg en verkeerd leer. En jy moet hulle leer bid. As ek hoor hoe van hierdie kindertjies bid, regtig dan weet ek hulle ouers doen wat hulle moet doen. Mens verbaas jou eintlik as jy hoor, maar ek dink ook baie keer kinders naaap en hulle hoor hulle ouers bid en dan bid hulle ook dieselfde. En dit is ons as ouers moet ons kinders leer en laat hulle 'n verhouding met die Here moet hê. Dit help nie jy bring hulle net kerk toe nie. Jy moet hulle leer, hulle moet 'n verhouding met die Here hê. Hulle moet besef dat as hulle bid en tot God nader, hy is ons voorsiener, hy is die een wat ons gee, wat ons nodig het. En hulle moet dit kan weet, as hulle bid dan kan Jesus antwoord. Vir enige omstandighede, enige probleem, voorsien en antwoord die Here. Dit is wat ons hulle moet leer. En ons as ouers moet die voorbeeld stel. Ons moet daai fondasie lê van kleins af. Hulle sê 'n kind van klein tyd na af van hulle gebore is tot so 5 jaar. Dis die tyd wat jy eintlik daai sade moet saai, die regte saad moet saai. Jy moet daai boompie buig en jy moet hulle die regte dinge leer. Jy moet dit in hulle plant, dat hulle dit, as hulle groot is, dit kan doen. Ek dink aan my eie kinders, daar was, toe hulle klein was, het ons hulle kerk toe gevat, ons het hulle geleer van die Here, en daar het 'n stadium gekom wat hulle ook maar afgedwaal het. Maar hulle het teruggekom, want hulle het geweet waar is hulle fondasie. Hulle het geweet hulle moet verder bou op daai fondasie. En vanoggend wil ek regtig vir die ouers wat nou nog klein kindertjies sê, hou aan om julle kinders te bring. Dit is nie verniet nie. Baie keer sit jou kind en dit lyk of hy ook nie aan jy's luister nie. Ek kan onthou Eunice was 2 jaar oud gewees en ek en my ma, ek is besig, of miskien nog jonger, ek is besig om aan te trek of iets en ek en my ma praat oor iets. En die volgende oomblik toe vra sy my oor dit wat ons gepraat het, vra sy my. So jy dink baie keer jou kinders luister nie, hulle hoor nie jou gesprekke nie. Dis hoekom ons ook moet waaksaam wees wat ons voor ons kinders praat. 'n Mens kan partykeer so ietsie net uitgooi en dan is dit nie die regte ding nie. Dat ons moet bid dat die Here ons lei om ons kinders reg te leer. Ek dink aan Hanna kon nie kinders hê nie. Haar moederskoot was gesluit.
maar hulle het elke jaar opgaan na die tempel toe en sy het begin bid dat die Here haar moederskoot oopmaak. En sy het swanger geraak en sy het vir Samuel gehad. Maar sy het gevoel sy gaan hierdie kind toewy aan die Here. Sy het aan die Here beloof dat as hy vir haar hierdie haar moederskoot oopmaak, sal sy hierdie seun sal sy terugbring na die tempel toe. Ek lees vir julle 1 Samuel 1 vers 11. En sy het 'n gelofte gedoen en sê, Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal oor sy hoof kom nie. En dan lees ek verder in 1 Samuel 1 vers 24. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring met 3 bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo en die seun was nog jonk. Sy het daai opoffering gemaak, alhoewel sy gesmag het om 'n kindjie te hê, het sy daai belofte aan die Here gebring dat as hy vir haar die kind gee, sal sy hom terugbring na hom toe. En sy het dit gedoen. 1 Samuel 1 vers 26 tot 28 sê, en sy het gesê, ag my Heer, dis nou vir Eli wat sy dit sê, so waar as die siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by U gestaan het, om tot die Here te bid. Eli het nog gedink sy is dronk toe sy nou so bid en huil vir die Here. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan nou ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy die Here daar aanbid. En jy weet wat gebeur hierdie aand toe Samuel geslaap het en hy hoor Samuel, Samuel en hy dink Eli roep hom en jy ken die geskiedenis. En hy het werklik daar in die tempel het hy die Here gedien. Hy het gedoen wat hy moes doen. Die Here het vir Samuel op 'n jong ouderdom geroep as 'n profeet, om 'n profeet te word. Na Eli se dood het Samuel die groot profeet en rigter van Israel geword en het die wet, orde en gereelde godsdienstige aanbiddings in die land herstel. So van kleins af het hy sit by hom ingeprent dat hy sy gawe wat hy het moet vervul voor die Here. En so is daar baie ander in die Bybel wat die Here geroep het. Maar die Here het ons ook geroep. Psalm 139 vers 13 sê, want U het my niere gevorm, my moederskoot geweet. Die Here het geweet, die dag toe ons gebore is, het hy geweet, Loan gaan by Linda en by Lou groot word. Dit gaan sy mamma en pappa wees. So een en elke kind wat vanoggend hier sit, het die Here aan hulle toevertrou. En dit is 'n groot verantwoordelikheid wat jy het. Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken en voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Een en elkeen het 'n gawe vanoggend en voor hierdie kinders gebore is het die Here al besluit dat Loan gaan 'n profeet wees en die een gaan dit wees en die ander gaan dat wees. Baie keer moet as hulle toegewy word aan die Here, dan kom maar profesie uit en die Here sê. Ek kan onthou toe Eunice ingeseën is, toe die Here gesê sy's 'n profetes. So moet ons werklik ons kinders, ons moet dit onthou wat die Here gesê het en ons moet ons kinders daarvolgens groot maak en vir hulle sê, dat hulle besef, hulle is nie net hier op die aarde net vir niks nie. Hulle het 'n doel wat hulle moet doen, hulle het iets wat hulle moet doen vir die Here. Dit is hoekom hulle hier is. Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Leer julle kinders om hoopvol te wees, om te weet dat by die Here is 'n rus, by die Here is krag, by die Here is genade. En as hulle Jesus gaan volg al die dae van hulle lewe en sy voetspore gaan volg, dan sal hulle
op die regte pad wees. Ek dink nou baie keer is ons as ouers nie die regte voorbeeld nie. Ek het gehoor van 'n man wat baar toe gegaan het, en dit is by 'n plek waar dit sneeu, een van die oorseese lande. En op 'n stadium toe kom sy seentjie ook daar by die baar aan. En hy sê vir hom, hoe het jy hier gekom? Hy sê, nee, ek het net pappa se voetspore gevolg. So laat ons daai voorbeeld wees vir ons kinders, ons kleinkinders, ons dalk nog sien ons agterkleinkinders. En laat ons vir hulle leer. Soos ons van moedersknie, ek het ouers gehad wat my van moedersknie af, het hulle my geleer. Ek het baie aande wakker geword. Dan hoor ek hoe noem my pa my naam in sy gebed. En laat ons vir ons kinders bid en hulle toevou met die band van die Here, dat die Here hulle sal deurdra tot aan die einde toe. Terwyl ons weet, ons lewe in 'n wêreld waar dinge baie de mekaar is. Dinge gebeur. Gister, toe ons in die kar ry, toe vertel Mia, sy vra my toe, en ek het Tannie gelees op Facebook. Ek sê van, nee, wat Mia, sy sê, hulle steel die kinders, en ons moet versigtig wees, is van klein kindertjies af tot 12 jaar oud. En die Here het ons daai verantwoordelikheid gegee om na ons kinders te kyk, om hulle op te pas, om hulle te versorg, soos wat ons nie vir Bella Maatjie sommer nou stuk vis kan gee om te eet nie. Ons breek al kossies fyn en ons voer haar, en ons weet, daai verantwoordelikheid het ons kinders van kleins af op die regte pad te lei, en op die regte pad te vat, en te sorg dat hulle in die kerk kom, te sorg dat hulle weet wie hulle Here is, en wat hy in staat tot is, dat hulle altyd sal onthou, dat Jesus hulle voorsiener is, en hulle nooit sal teleurgesteld wees as hulle hom volg nie. Ek wil net vir julle sê, ons elkeen is uitverkies, en ons elkeen het 'n doel op hierdie aarde, en die Here wil ons elkeen gebruik, maar ons moet net onsself beskikbaar stel. En ek praat nou met julle sonnaskoolkindertjies, luister gou vir Tannie. Julle moet vir Jesus volg, en julle moet vir Jesus bid en vra, wat is my doel op die aarde, wat wil u moet ek doen? En die Here gaan vir julle dit openbaar, en julle moet dit doen. Ek is baie trots op julle, een en elkeen. In die begin van die jaar toe ons nou nie sonnaskool het nie, en ons weet nie wie gaan ons gebruik nie, toe sê ek vir Pieter, ons kan nie sonnaskool hê nie, ons moet hê. En ek is so dankbaar vir Linda en Lisel wat ingespring het, en wat gehelp het. Partykeer was ek nie altyd by hulle, en hoe kan ek sê, so betrokke nie, maar die Here het ons deurgedra, en ek kan net werklik vir die Here dankie sê. Ek het nou daai grad 25, hulle gaan vanoggend hulle nou gradueer. Hulle het hierdie jaar deurgegaan, die Here het hulle deurgedra, die Here het hulle bewaar, hy het hulle gespaar. Jy hoor hoeveel mense sterf deesdae. My vriendin stuur my gister 'n foto van 'n kar wat teen daai staalkabel wat skuins afloop, het die kar teen die kabel opgery. Dinge gebeur, maar die Here het hierdie kinders deurgedraai. Elke dag is hulle skool toe en terug, en die Here het hulle bewaar. En ek wil net vir die Here baie, baie dankie sê, dat ons ou sonnaskooltjie deurgedra het. Is nie baie kindertjies nie, maar elkeen van hulle is vir ons se seën, en elkeen van hulle het ons baie, baie lief. Ja,